Mich van Eden. Vir die soveelste keer. Vleis Leroux. Met goeie vaardighede. Die bal naar die buitenkant toe te gee. Nou sal manne aan die buitenkant gaan hulle gebruik. Word daar spoedgewys binne toe word daar getrap. In die hande van Luan van Tonder. Kruisverdediging. Trek vir hom plat met die strafskop daar in die guns van Oakdale. Vinnige tik en vorentoe gewerk. Nou 'n bietjie stadiger bal Adrian Smith wat weer probeer voor voetbal kry vir sy span. Ons 'n bietjie regop ingegaan na die laaste kontaksituasie, maar nou Rico Ferreira hoor hy vir die eerste 3 van die tuisspan, die Hoër Landbouskool Oakdale. Span rugby. Goed getref, deur die makke vir ekstra 2 punte, die telling wat opskuif, daar's 7 punte. Persoonlik, hier gaan ons weer kyk na die 3 deur Rico Ferreira. Hier is die goeie werk wat deur die voorspelers en agterspelers gedoen is. Luan van Tonder wat daar aan die kantlyn probeer, of Outerico wat probeer het om oor te gee. Vir die voorspelers van Outerico kwam nog steeds oor die voordeellyn te probeer kom. Nou weer Matthew Prince. Wat uit sy trui uitgeduik word, maar hy kry die aangee weg na Feigen Hendricks toe. Hendricks met 'n goeie loopie. Maree wat die bal uitkry, weer is dit Matthew Prince. Matthew Prince, 'n baie belangrike speler vir Outerico. Nou in die hande van Lothering. Nou speel hulle hierdie kant toe, die aangee net nie daar nie. Opgepik deur Hendricks. Na Smith toe, maar daar was voordeel gespeel. Goeie kontak op die bal vir Tyler Maree. Ja, weer die makke. Eerste 3 punte op die bord vir die Hoërskool Outerico vir SVD. Die rolmal beweging wat opgestel word. Goeie teenwig van Outerico om hulle so effens terug te dryf. Nou is dit Oakdale wat geduld wys in die rolmal beweging. Vorentoe weer. Streekie vir treekie, die skeieregter hou dinge, goeie oog op dinge daar so voor. Nog steeds is dit Oakdale wat vorentoe werk. Die bal in die agterkant, nou kom die agterspelers in, hulle gaan oor na die tweede rad toe. Terwyl Mich van Eden die platte hand in lê op sy spelers. Oor is hulle die arm in die lug van die skeieregter. Baie goeie geduld gelewer. Nou verseker daar die embleem op die bors. Dat hy so 'n bietjie ekstra wil gee. Die skram in die guns van Oakdale vir die aanslaan in die lyn staan. Het lyn afgekry. Wat nou nader staan, lyk vir my so 'n oefenveldbeweging. Hy staan daar tussen die kanaal van die losskakel en die binnesenter. Met Jacobus de Villiers wat wegbreek. Goeie verdediging op hom. Nou Rico Ferreira wat sy pad vorentoe werk. Rico Ferreira, ook 'n begaafde cricketspeler hier by die Oakdale Landbouskool. Jacobus de Villiers met vinnige hande. Kane Du Plessis met vinnige, eerder Bernard Badenhorst wat goeie akskene gewys het om oor te kom vir sy 3. Badenhorst soos 'n waffer se vleuel daar af uitgestuur het. Goeie vinnige hande daar en hier's Badenhorst, hy ken net een pad. Daar 'n bietjie nader aan die paal om dit makliker te maak vir Williams. Caleb Williams vir ekstra 2 punte. Ja, hom deur die bakke vir 19 punte teenoor 3. Nie te lank nie, lekker breed en hy het goeie spoed op hom en verander op goeie rigting. Nou Feigen Hendricks wat akskene wys, fantastiese vaardighede en vlugvoetigheid van die jong skramskakel van Outerico. Vind homself net kort. Van die doellyn word dit weer opgepik en vorentoe gewerk deur JG Benadi. Feigen Hendricks vinnig op die voete weer by die groot voorspelers wat nou wil vorentoe werk. En nog steeds is dit Outerico wat net kort is hierdie keer Hendricks. Gaan hulle oor na die buitekant toe, dis Maree wat gevang word in die mans land. Nou daar's manne aan die buitekant. Die eerste 3 vir Outerico is Ray Jordan. En hierdie was 'n vinnige tikkie deur Hendricks. Briljant gedoen om hulle tot daar te kry. En Ray Jordan, plaasvervanger, nommer 22 wat oorgaan in die hoek.
Hierdie keer gaan hy grond toe, die skeieregter sê dis julle eie manne wat hulle grond toe gebring het. Daarom geen strafskop. Die bal wat nou los op en verlore gaan. En dit is nog steeds Oakdale met balbesit. Nog omtrent 5 meter kort. Weer die groot voorspelers wat so optel en dryf. Nog steeds besit aan die kant van die bulle, amper net kort. Nog steeds die voorspelers wat wil probeer om met kalk te ryk en dis van Eden in die tweede kanaal en oor gaan hulle. Nog 'n 3 in die guns van die Oakdale bulle. Speel 'n barsou vandag. Kan sien ook goeie werk daar deur die voorspelers. Daar is Karl Burger. Hier's Ferreira nou, sy kop laag. En dan die momentum wat oorgaan, omdraai. Die ondersteunende spel is net nie daar vir Feigen Hendricks, maar Matthew Prince se paal word gelig aan die middeveld. Rico Ferreira maar is nog steeds uit in die kwa wat vorentoe werk. Opgepik. En waar is die ondersteuning en daar kom hulle eventueel is in die vorm van Feigen Hendricks. Nou kort hulle skramskakel. Franco Pinaar wat vorentoe werk nou. Matthew Prince. Maar die verdediging 'n brestree en nou is dit Outeniqua met goeie vinnige tweede fase bal. Maar hy met die kruiskop, we gaan nou wip, hy wip en dit oorgaan Ray Jordan vir sy tweede 3 van die wedstryd. Hy dit, veg hulle terug, te 3 van hulle eie. Goeie werk daar deur Maree, die geleentheid sien, bal op reg. Meiberg Eksteen probeer nog duik, maar dit is klaar verby. Tyler Maree speel na die oorkant toe Lagering. Nog steeds aan die buitekant. Nou word op binne toe aangegee. En dit is 'n trend uit die kwam met hulle sterkte in die lug. In die tweede helfte. Nou is dit vinnige fase besit. Die bal wat nog steeds lewendig gehou word. In die hande van Aldo Gous. Of Andreas Gous eerder. Hendricks na Maree toe. Gaan hy weer hy skryskop gee nie hierdie keer nie. Binne toe word daar gebreek en oor gaan hy. Aldo Gous. Vir nog 'n 3 in die telling wat krimp hier. Aldo Gous. Al 3 sover deur plaasvervangers gedruk. Hier was net eenvoudig nie genoeg verdediging van Oakdale nie. Hy gaan oor Aldo Gous. En as Outeniqua Feigen Hendricks wat bal in die lug en afjaag, baie gevaarlike skop, nie van die beste van skoppe nie. Twee rigtings om aan te val, maar goed nagejaag deur Outeniqua. Ja, sy bal. Dis weer Oakdale in besit. En die bal wat na die oorkant toe gaan, Rico Ferreira. Kyk, tackle. Nou hy gaan. Wat duidelik sy hand baie hoog opgesteek het vir die king of the match. En nou aangee na die buitekant toe. Hierdie keer vat hulle die bal vas. Caleb Williams wat van die veld afgedra word en die strafskop aan die kant van Oakdale. By die rolmaalbeweging van omtrent 20 meter. En baie geduld aan die dag gelê terwyl hulle aankorrel pale toe. Die vlaam hoog en 3 punte ekstra. 27 punte teenoor 18. Nou is die brug net te ver. 27 punte teenoor 18. Gaan Outeniqua laaste sê in hierdie wedstryd. Hard word daar gekompeteer, maar dis weer eens Rico Ferreira wat wegkom met die bal en 'n strafskop in die guns van Outeniqua. Chunks Olivier, die hakker van Outeniqua wat aanlê pale toe. Tref hom goed. Jaag hom deur. Waar was jy Chunks die hele wedstryd? Goed hardloop. Die tyd so te sê verstreke. Sekondes wat wegtik. En dis maar aan die buitekant die bal wat grond toe gaan. Die voordeel wat gespeel word vir Outeniqua. Was daar die laaste kans. Is dit een laaste skram. Die bal wat sekerlik gaan uitgeskop word van Eden. Gaan hy dit self doen. Hy doen so. Die bal wat oorgejaag word. En dit die einde van hierdie King Prize Derby series wedstryd tussen die Hoër Landbouskool Oakdale en die Hoërskool Outeniqua.